Nou ja, goeiemiddag almal. Nou ek dalk moet kompeteer, kan julle my hoor? Kan julle daar agter nog hoor? Ek dink ons maar net aan as ek moet sing, want dit gaan nogal 'n kompetisie wees hier in die rande. En ek moet sê ek is eintlik 'n opera tenor van beroep, so ons is deesdae op 'n groter rooi datalys as die renosters, want die opera in hierdie land bestaan amper nie meer nie. Maar in elk geval, hierdie is vir my eerste. Mimi Koorts het in die grotte gesing en ek sing hier in die velde. Hier in die rande. In die bos. In die bosse. Wat daar die Trond betref, hy is nie eintlik van my vrou se familie nie. Hy het verloof geraak aan Annie Neethling. En Annie Neethling se pa was die man wat die plaas Eikenhof gekoop het, waarop ons nou nog almal bly. Dit is hulle direkte afstammeling. Is eintlik 'n pragtige storie in kort. Hy het van Stellenbosch af op sy wa 'n klomp akkers, 'n sak vol akkers saamgebring. En toe hy die plaas gekoop het, toe het hy die hele plaas vol akkerbome geplant. Hulle is nou nog daar. Hy het 'n laning gehad van die huis opstal na die groot pad toe aan beide kante van die plaas. So jy kon beide kante inkom met hierdie laning. En van die bome van die laning is ook nog oral op Eikenhof te sien. In ons stuk van waar ons bly, dit is ook waar hy die tweede huis toe gebou het, Neethling, is daar eintlik nog van die laning in my tuin gewees. Maar toe, as gevolg van ons wonderlike regering wat ons niks toepas nie en dan niks kyk nie, het daar in 2000, ek dink dit was in 16, 'n kewer ingekom. Ek dink van Indonesië af as ek korrek is. En hierdie kewertjie hardloop saam met 'n fungus. Twee so, hulle is nou soos 'n party van ons politieke leiers. Dit gaan die hele tyd so. En hulle vang die fungus val die psyllium en die phloem van die bome aan. So dan vrek hy. En tot nou toe was daar nog geen genesing tot hierdie ding nie. Hulle is voltyds besig by, ek weet, Stellenbosch Universiteit, en ek dink daar's nog 'n universiteit om te kyk wat hulle kan doen. Maar sy sien hoe vrek hierdie bome van 188 jaar nou voor jou. En hoe verkrummel daai blare en dis klaar. So dis vir ons eintlik hartsverskeurend om dit te sien. En jy kan sien hoe hy deur die vallei loop, oral begin het. Maar nou ja, dis hoekom die plaas toe Eikenhof was. En dis waar daar in die Trond toe nou by Annie Neethling eintlik gekuier het voor die oorlog. En na hy hier opgegrawe is hy toe na hulle plaas Kerkhof toe geneem, waar hy tot vandag toe nog te ruste lê. En langsom lê Annie Neethling en haar sussie wat albei letterlik, ek dink was 2 dae uitmekaar oorlede. Hulle het tennis gespeel die winter, was 'n Sondagmiddag in die winter en hulle het longontsteking gekry. Albei is toe nou dood daar. So hulle lê ook daar. En natuurlik van die ander Neethlings. Rudy het die mooiste. Hy het Christine se oom, my vrou is Christine, daar in die begrafplaas toevallig raakgeloop waar hy besig was om weer alles skoon te maak. En net daar het hy vir hom vasgetrap. Kyk, Rudy is nou nie 'n man waarvoor hy nee sê nie. Hy hou aan tot jy ja sê. En Chris het toe vir hom die hele geskiedenis van die begrafplaas vertel. Wie en almal daar begrawe is. Jy kan die video gaan opsoek. Dit is nogal 'n uur. Jy kan nie glo Chris het so baie gepraat nie. Daar's so baie inligting. Baie interessante inligting. Wat ons dankbaar is, Rudy het dit opgeneem, want nou is dit ook vir ons as familie in bewaring gebring en mense het dit nou vir altyd. So baie dankie ook vir daai moeite. So dit is nou maar waar my verwantskap inkom. Soos my pa altyd so gesê het, ek is nou net die aangenaaide lappie tot hierdie hele proses. Maar wat vandag betref, ek gaan nou so 'n bietjie meer doen as nou net die oorlogsliedjies te sing. Ek wil daarom vir julle half die agtergrond tot hierdie hele saak geskets. Nou, ons almal het nou al van vervelings toe as kinders geleer van die Boereoorlog. Dis net so kompleks, dat ek dink niemand wat vandag hier sit, behalwe as jy doktoraal as 'n historikus het, sal vir ons alles kan vertel wat gebeur het. Want dit was 3 jare
met baie gebeurtenisse. En hierdie ding bly nou sak vandag, dis ek net insit. Met baie gebeurtenisse wat party daar sommer gelyk gebeur het. So ja, jy gaan hier sit tot die lente aanbreek as ons alles wil deurgaan. Dit is nie wat ons hiervoor is nie. Dis nie 'n geskiedenis oefening nie. Maar ek gaan net so liggies hier en daar 'n paar aspekte raak. Want dan kan jy begin verstaan, dit gaan vir my oor die hele milieu wat hierdie mense hulle self skielik in bevind het. En waar Danitron natuurlik ook in hierdie hele saga eintlik ingepas het. Nou ek wil begin met die eerste boereoorlog. Het vir die Britte baie sleg geëindig, soos julle almal weet. Nou my ouma aan my ma se kant het vertel dat een van haar ooms, sy naam is Kerneels, het vertel hoe die rooi baadjies soos hulle genoem het, so aangekom. En dan die boere hulle al van ver af gesien en in die rande gesit en as hulle naby kom dat hulle nou die blourook uit hulle geskiet. En die klomp het gewoonlik op die vlug geslaan. Hy sê maar vir hom was dit die wonderlikste die skotte, want die hardloop met daai rompe van hulle wat hulle nou kielts noem. Laat jy die wit boude so sien teen die lig soos wat hulle pad gegee het. En hulle het toe natuurlik die oorlog verloor. En so was die twee republieke vir 10 jaar tot rus gelaat. Nou wil ek net daarby kom dat vir die boere van die tyd was hierdie twee republieke eintlik landbourepublieke. Daar was nie veel industrie op daai tyd nie. Die sogenaamde stede was redelik klein ook. En dit het goed gegaan. Tot die dag wat die goud ontdek was. Toe dinge gedraai vir hulle. Maar daar's 'n lied wat julle almal ken, Boereplaas, ook Boereplaas, wat geskryf is deur C.F. Visser, wat ook natuurlik daar kom Dansklare Duin en 'n paar ander dinge geskryf het. En Johannes Joubert het daar's twee verwerkings. Die een is die tradisionele een wat eintlik 'n leen, praat van 'n leen musiek wat hy Otto Tannenbaum van Duitsland gebruik het. Maar Johannes Joubert het toe ingecomponeer wat reg eie Suid-Afrikaans is. En Boereplaas vat die sentiment van die Afrikaner van vandag nog vas. Daai tyd, en ek dink ons almal is nog so oor grond, oor 'n plaas. En as jy plaas is, dat jy geseënd, jy bid elke aand, daar kom nou nie aanvallers nie, maar om 'n plaas te hê is jy geseënd, né? En ons moederhuis, almal, niemand sê hier vandag sit en nie nostalgies raad as ons praat van ons moederhuis nie. Vir ons is 'n moederhuis 'n baie belangrike plek waar die moeder, die tuiste skepper, die versorger is. En natuurlik ons taal. Ons almal kan baie patrioties raak oor ons taal. Ons kan selfs beklei as dit nodig is oor ons taal. En dit is hierdie drie wat Boereplaas saamvat. Nou kan ons, is hy nou aan die krag, né? Het hulle al krag daar, is hulle nog besig? Nou ja, terwyl ons wag ons terwyl ons maar so 'n bietjie nog rondpraat. Dit lyk my daar gaan die man nou die ding aansit. Ek sien hulle is nog geskuif. Daar is hy. Nee ja, kom ons kyk. Geboortegrond, jou het ek lief voor alles. Alhoewel ek heel die wêreld rond, maar so gelukkig, so gesond. O Boereplaas, geboortegrond, jou het ek lief bo alles.
O moederhuis waaruit zo thuis, jou het ek lief bo alles. Die wêreld rijkdom, pracht en praal kan jou verlies my nooit betaal. O moederhuis waaruit zo thuis, jou het ek lief bo alles. O moedertaal, o zoetste taal, jou het ek lief bo alles. Van al die tale wat ek hoor, niks wat my ziel ooit so bekoor. O moedertaal, o zoetste taal, jou het ek lief bo alles. Ja. Nou ja, na 10 jaar, toe is die klomp Engelse terug. Daar was jy so grappie wat hulle sê dat toe hulle die eerste keer op die skip geklim het, toe staan die boere vir hulle en lag. En toe sê hulle, julle lag, oor 10 jaar is ons terug. En toe is hulle oor 10 jaar terug, maar hierdie keer het hulle toe die Land Rover saamgebring. En toe het hulle gelag, sê. Nou ja, maar in elk geval, die onderhandelinge het toe nou tussen Paul Kruger en Engeland begin deur middel van die hoë kommissaris in die Kaap wat Sir Alfred Milner, Sir Alfred Milner was, en dit het natuurlik klaaglik misluk. En die skrif was duidelik aan die muur en president Paul Kruger het dit besef. En met trane in sy oë het hy toe gesê, dit is ons land wat julle wil hê. En ek dink as mens daarna kyk, hy het die woord spesifiek land gebruik. Hy het nie gesê my land nie, hy het nie gesê ons republiek nie, hy het gepraat van die land. En as jy nou soos ek sê daaraan dink, die Engelse het toen al reeds die Kaap eintlik beset en Natal reeds gehad. En as hulle hierdie twee republieke vat, het hulle die land gehad. En ek dink dit het daar opgeslaan. Die ou man het definitief geweet, hierdie is baie groot probleem. Nou ja, en daar is 'n pragtige stuk geskryf, die gebed van Paul Kruger, wat deur die digter J.D. Wessels gedoen word. En mens kan eintlik Paul Kruger half sien, hoe hy by sy beddienst teen gekniel het, en dalk 'n soort gelyke gebed wel gebid het. Heer, die geregtigheid, Gij de volken leidt, wees met ons lot begaan, hoor angstig smeekend aan. Maak onze kleine kracht sterk, tegen de overmacht. Op u, ewig licht bly, onze hoop gericht. Gij die liefde zijt, wees in die zware strijd, ons met uw hulp nabij. Hoed ons voor slavernij, o Heer, naar uw geboden, Heer, is onze levens lief.
Wat heeft mijn volk misdaan om het so fel te slaan? Vaderland is in u vaderhand, Heer. Op u bouwen wij, op u vertrouwen wij. Thans in de donkere nacht, zij ons geloof de kracht, dat leed ons dragen doet. Want gij zijt groot en goed, want zij zijt groot en goed. Nou, die Britte het volmoed die oorlog binne gegaan, in so 'n mate dat die Engelse koerante die algemene tema gehad het onder hulle wat daarop neergekom het dat all will be over before Christmas. Nou ja, toe nou nie, né? Hulle het hulle 'n bietjie sleg misgis met die boere. Nou die eerste woorde het eintlik voor die eerste skote geval. En dit was in Ladysmith met iemand wat onder in die kamp van die Engelse opgekyk het na die raantjie en gesê het, "What's them here blokes on the blooming hill?" En op die koppie, daar met die naam van Talana, het die antwoord ook teruggekom, wat dan nou die tweede stel woorde was wat in die oorlog eintlik van die aanvang gepraat is. En dit het gekom van generaal Lucas Meyer. En hy het gesê, "Kom manne, groet die donders met 'n kragtige goeiemôre." En toe klap die eerste skote wat grof geskit is met die 4 ligte kanonne wat die boere gehad het. Blykbaar is 'n tente wat uitmekaar geskiet is net daar, klomp kakies wat opgevlieg het, vas aan die slaap nog. So jy kan dink oor daaronder gelyk. Tente party net Long Johns aan en so, en dit was 'n heeltemal 'n verwarde boender en gerondhol. En generaal Sir Pen Seymours het net mymerend die volgende woorde geuiter. "What a damned impudence of the bloody Boers to start shelling before breakfast." Nou ja, toe het dit nog goed gegaan. Nou, Lady Roberts was 'n lied wat Abbey Roads geskryf het, die president. En jy sal vind dat hierdie liedere was almal nog baie positief, baie lighartig, vol van absolute geesdrif en met baie groot humor. Nou die Lady Roberts was 'n kanon wat regtig bestaan het en wat die boere uit 'n fort letterlik van die Engelse gesteel het en toe op hulle gedraai het en hulle redelik gate tussen hulle ingeskiet het. Hier staan die Lady Roberts, hoera vir Ben Viljoen, hoera vir generaal Muller, want hul die ding gedoen. Die Trekbos en Boslanser, die kom maar hier beskou, dan sê galala wêreld, wat kry jy die ou vrou? Dan sê ons die ou lady is 'n nuwejaarspresent, wat Ben Viljoen gestuur het vir ons ou president. Dan word die trekboer wakker en trek weer met sy God, en die arme ou Boslanser, die kry dan ook weer moed. Dan loop, jammer net op beeld nou, Lord Roberts is al huis toe, die veldheer het getrap, wat sy vrou laat bly het, sy hou van mieliepap. Van ons arme families brand hy die huise af, die mans kan hy nie wen nie, dus moet hy vrouwen straf. Maar Lady Roberts, wat hulle dit uit kan stort, stuur hy die helfe huis toe en sit daar in die fort. Daar dag hy sy is veilig, want die vervlekste boer lig maar net agter klippers met sy verdekste roer. Nou tot op daardie stadium was die moraal tussen die boere, soos ek sê, baie goed. En daar was nog 'n lied geskryf deur
J.P. Jooste. En nou hierdie man was 'n kameraad en deel van die verkennerskorps van Dani Tron. Hy het die gediggie geskryf en dis later toe getoons het op Marching Through Georgia, natuurlik Amerikaanse volkswysie. Want dis ook lyk my nie algemene kennis dat daar Amerikaners is wat die boere kom help het nie. Dis natuurlik daar waar Sari Maree ook eintlik vandaan kom, wat Swie Ellie Lee was en 'n Amerikaanse liedjie. En as jy na Sari Maree se woorde gaan kyk en jy gaan kyk na Swie Ellie Lee se woorde, kom jy agter daar's 'n ongelooflike ooreenkoms op. Dis net toe nou vir boers deur die rivier toe nou te maak hier by ons die mooi rivier en 'n mooi Sari Maree en sovoorts. Nou Jooste het hierdie lied geskryf. Ons burgers is getrou. Transvaal is weer 'n moeilikheid, want goud is hier te veel. Dis kry ons rare vriende wat ons eiendom wil steel. Ons sê wil die stemreg hê en 'n hele boer daarby. Ons kan dan nie maar beklei. Hoera, hoera, ons burgers is getrou. Hoera, hoera, ons landstreek te behou. Transvaalers het dit duur gekoop, die 4 keer hier geplant. Ons sal dit altoos laat zwaaie. Al is die oorlog nog so swaar, ons pak dit moedig aan. En stuur op die hoë hand die vyand te verslaan. Dieselfde God leef daar nog wat na Jobat gemaak. Waarom sal ons dan vrees? Hoera, hoera, ons burgers is getrou. Hoera, hoera, ons landstreek te behou. Transvaalers het dit duur gekoop, die 4 keer hier geplant. Ons sal dit altoos laat zwaaie. Dankie. Die oorlog het toe stelselmatig 'n donker wending begin neem. Daar het baie goed gebeur intussen, maar op 31 Mei 1900 het Lord Robert Johannesburg verower. En dis ook in hierdie tyd dat die kakies, wat daai stadium nog vriendelik was, die plase begin besoek het. En daar is 'n baie interessante storie uit my eie voorsade uit. My ouma Grootjie was op daai stadium, toe die oorlog uitgebreek het, maar net 8 jaar oud. En hulle was 4 dogters, die oudste was Bella, sy was 16 jaar oud. En sy het die plaas aan die gang gehou. En hierdie plaas was in Knoppies Laagte, net die diskant Brits. En haar pa was die broer van generaal Piet Joubert, so hy het saam met Piet Joubert toe nou, en die seuns wat daar was, hulle is toe front toe. Ek weet Rudy hou nou nie baie van Piet Joubert nie, maar ja, hy was toe nou saam met Piet Joubert toe nou weg. En sy het toe nou alles hanteer. En dit is ongelooflik, sy was 16, en hoe sy daai plaas by mekaar gehou het. En die Engelse toe nou begin kom rondsniffel, en wat hulle gereeld kom geelperskes koop, want op daai stadium toe is die oom Sarels toe nou ryp. Nou, ek kan vir julle sê, van daai grond is nog in my kleinneef se besit. Die geelperskes wat daar vandaan kom is so groot, daai is net wonderlike wêreld vir hulle. En die kakie vra toe nou vir haar, jy weet, how much? En sy sê toe 1 shilling 3 shillings 'n dosyn, dis reg, 3 shillings 'n dosyn. En hy kyk haar toe, so hy sê 3 shillings a dozen. En sy gooi haar hande in die lug en rol die oor. Sy sê, nee, my magtig, julle bly die kakies is daarom vrate. Nie 1000 nie, net 12. Nou ja, die kakies het egter meer en meer begin gefrustreerd raak met die oorlog, want die ding sleep aan en sleep aan.
En tot vandag toe was dit die duurste oorlog wat Engeland ooit in sy geskiedenis geveg het. Dit het eintlik hulle ekonomie begin raak. En nou ja, die boodskap was toe nou baie duidelik. It was already past the second Christmas, old chap. En hier sit hulle nog steeds in die warm son en dorre are van Afrika. En so het hulle al minder begin beleefd raak wanneer hulle die plase besoek het. En die vrouens het begin optel en het redelik senuagtig geraak, want jy weet nie waar gaan hierdie ding heen nie. En toe het hulle begin, meer van die plase het dit blykbaar gebeur dat die ma's, die seuns, toe nou begin aantrek het soos meisies. Want hulle was baie bang as die Engelse agterkom die seentjies, hulle sou officieer of saam sou vat of iets met hulle sou maak. En hulle het net half die gevoel gehad, jy weet, as dit meisies is die Engelse eintlik nou bietjie meer sag teenoor die kinders. En op een so plaas, en dit was vir die waarheid vertel, het een ma haar kinders aangesê om soveel klere moontlik bo oor mekaar aan te trek. Wat sy natuurlik self ook gedoen het, want die rede daar agter was dat in geval hulle dalk nou verras gaan word en iets gaan begin skeefloop en hulle moet baie vinnig pad gee. Hulle ten minste die klere aan hulle lyf sou hê om mee verder te gaan. En so op een van die plaasbesoeke het die bevelvoerder van die kakies nou die klompie so gekyk. En hy het geweet iets is verkeerd, maar hy kon nou nie sy vinger reg daarop sit nie. Wat is dit wat hy mis hierso? En hy het toe naderhand op sy perd geklim en hy merk toe teen sy mede-offisier die volgende op. These Boer women are remarkable. We have been starving them for months, but they are still as fat as pigs. Sari Maree. Nou gaan ons terug na Sari Maree toe. Julle kan saam sing as julle so voel. Julle lyk lekker lui in die son, maar as julle wil, julle mag saam sing. En jy mag van die noot af sing, ek gaan nie met jou raas nie as jy voel jy het nie 'n sangstem nie. Maar mens kry nie meer eintlik die kans om Sari Maree te sing nie, is ek reg? En wat interessant is, toe ek in Europa was, en hoor jy's van Suid-Afrika, is dit gereeld wat versoek was, ken jy Sari Maree? Sing vir ons Sari Maree. En toe ek universiteitsstudent was, het die universiteitskoor van Raal het in Israel getoer, en daar was die versoek ook altyd as 'n toegif, Sari Maree. So Sari Maree was eintlik meer bekend as ek dink Suid-Afrika homself. My Sari Maree is so ver van my hart, ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die mooie rivier gewoon, nog voor die oorlog het begin. Bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daar onder in die milies by die Groendoringboom, daar woon my Sari Maree. Daar onder in die milies by die Groendoringboom, daar woon my Sari Maree. Ek was so bang dat die kakies my sou vang en ver oor die see wegsteek. Toe vlug ek na die kant van die Appingtonse sand, daaronder langs die groot rivier. Bring my terug na die ou Transvaal, daar waar die glorie woon. Daaronder in die milies by die Groendoringboom, daar woon my Sari Maree. Daaronder in die milies by die Groendoringboom, daar woon my Sari Maree. Daar is natuurlik 3 moontlikhede wat hulle geïdentifiseer het, daar kan dalk ook ander wees wie Sari Maree nou eintlik was. Nou, daar was 'n Sari Maree wat in Natal, wat die troepe baie ondersteun het, of hulle kos gegee het en so voort, en sy was baie mooi. En was 'n Sari Maree in Wes-Transvaal,
Sy het ook die boere baie sterk en vurig ondersteun. Sy was ook baie mooi. En dan is daar Jacob Maree, wat Melrose huis besit het, waar die vrede van vereniging later nou gesluit is. En sy dogter was ook Sarie Maree, en sy was ook baie mooi. So tot vandag toe kan hulle nog nie regtig sê, was dit een van die 3, of was dit dalk 'n nommer 4 nie. Maar nou ja, Sarie se nagedagtenis leef voort in die volksgeskiedenis. Nou kan ek ook sê, as jy gaan kyk na ons digkuns, kan jy sien hoe van daai digters in die vroeë jare nog hierdie hele oorlog, die Duitsers het so mooi woord, hulle sê aan die wand, wat beteken teen die muur, teen jouself nog gevoel het. En een van hulle was C.Louis Leipold, wat 'n baie interessante digter was, half liberaal vir sy tyd, baie briljant, slim. En een van sy gedigte wat hy geskryf het, was natuurlik die Koperkapel. En jy kan duidelik agterkom, dis na 'n veldslag wat in die veld plaasgevind het. En dis die volgende oggend. Die Koperkapel kom uit sy gat en sluip die randjie rond. Dit het gereën, die veld is nat, en nat die rooi-geel grond. Die meerkat kom, en sy oogies blink, en hy staan ooreind en wag. En die stokou uistervark sê, ek dink, die reën kom weer vannag. Maar die geitjie piep, dis glad nie reën, dis klewerig, swart en mooi. So kom jy sulke reën in jou lewe teen, so glad, so styf, so mooi. En die wyse steenuil waag sy woord. Dis bloed. Dis mensebloed. Dis lewensbloed wat hierdie oord voed. Dis lewensbloed wat hierdie oord se bossiewortels voed. Baie diep gedig. En Lord Roberts het toe nou vanaf Johannesburg opgetrek na Pretoria. En die Transvaal regering het toe uitgewyk na Machadodorp, waar hulle toe nou die nuwe hoofstad begin het. Hier is 'n baie interessante storie oor die Kreurmiljoene, wat almal nog mos nou soek. Nou ek het vir almal slegte nuus. Daai Kreurmiljoene is lank al weg, maar is eintlik ook nie weg nie. Nou wat gebeur het is, toe die parlement, die kabinet en wie ook al moes gaan toe nou op Paul Kruger se trein is en hulle is hier uit. Toe kom hulle agter, maar in die kluis lê nog die klomp Krugerponde, wat blykbaar miljoene was. Want dit was die staatskas, so daar was baie Krugerponde daar liewe. En toe het hulle vir generaal Jan Smuts, wat op daai stadium nog in Pretoria was, 'n telegram gestuur om onmiddellik van daai geld bymekaar te vat, uit die kluis te gaan haal en dit se muur na Vlaandere toe te stuur, voor die Engelse intrek daar. Dit het hy ook gedoen. En daar was dit toe nou gehou, en van die boere en boerefamilies wat in Europa geland het, hulle is daaruit ook gehelp, maar natuurlik het die groot grosgeld toe nou daar gebly. En ek sê dit nie, dit is Nicol Stassen, een van ons bekende en baie hooggeagte historiese, het gesê dat wat toe gebeur het is, daai geld is aangewend om toe Naspers te begin. So dis waar ons koerante se geld toe nou eintlik vandaan gekom het. Maar die groot gros daarvan is toe gebruik om die Dagbreekfonds te begin, wat vandag nog gebruik word. Dis 'n baie sterk fonds en blykbaar van Naspers se aandele se dividende word ook daarin betaal. So dit is waar die Kreurmiljoene is. So as jy hulle wil soek, gaan bære maar die grawe daar is nou nie meer hoop nie. Ons weet nou waar is dit. Nee. Op 2 Junie 1900 telegrafeer Paul Kruger aan Pretoria toe die volgende.
Nou, ek het hier 'n Afrikaanse vertaling, dit was natuurlik meer Nederlands en ek het dit baie beperk gemaak. Om Pretoria te beskerm is goed. Dog, julle moet verlands skiet. En maak dit aan die offisiere en burgers baie goeie, maak dit aan die offisiere en burgers die volgende punt baie duidelik. Dit is belangrik, baie duidelik. Waak daarteen dat die stad nie gebombardeer word nie. Want waar moet ons onskuldige vrouens en kinders dan heen? Die ou president sieklik en nog steeds bekommerd oor sy eie mense. En toe op 5 Junie 1900 neem Roberts Pretoria in en hy is die Union Jack. En vir hom was die oorlog verby, hy is terug Engeland toe. Maar nie vir die boere nie. De Wet boothandelery het ander planne gehad. Hulle sou die oorlog verder voortsit. En natuurlik, De Wet, wat ons nou binnekort 'n lied van gaan sing, was een van die mees bekende boeregeneraals. Onverskrokke, harde kop, baie dapper. En jy kry in baie van die families nog die naam De Wet, wat gebruik word as 'n naam en nie 'n van nie. Ek weet trouwens van 3-4 mense wat ek ken wat nog die naam De Wet het. En dis na die generaal vernoem. Maar ons daar in die Tron, wat ook baie met De Wet gereis het, so nou en dan, daar word ek nou ook die aangeval. Dis sweerlike kakies se gees daai wat my nou kom gryp hier. Hy het 'n hoë agting gehad vir De Wet en hy het 'n gedig geskryf. En later het Tolsma van hierdie gedig toe ook 'n lied gemaak. Dit was natuurlik De Wet wat ook deur die linies gekruip, nie De Wet nie, daar in die Tron wat deur die linies gekruip het om die klomp boere wat vasgevang is met generaal Piet Cronje, om nie vas te hou. De Wet is op pad, maar hy het op die ou end oorgegee. En ek weet my oupa Grootjie aan my pa se kant, hy was die eerste koetgrobbelaar op die eind in Transvaal van ons lyn, was tot sy dood toe verbitter teenoor Cronje, omrede die grootste groep Kaapse rebelle was onder Cronje se bevel. En sou die kakies dit uitgevind het, was hulle almal natuurlik tereggestel. Gelukkig het hulle nie. En hy het toe oorgegee voor De Wet by hom kon kom. Maar hier is De Wet se lied, soos daar in die Tron De Wet besing. Wie is die dapper generaal De Wet? Wie stry so dapper in Transvaal De Wet? Wie is dit wat die trotse Britse telkens op sy hiele sit? De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet. Wie kom en gaan gelyke gees De Wet? Wie is die tomme emmer gevreesde Wet? Wie is sowel by dag as nag op plek waar mens hom nie verwag? De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet, De Wet. Kan ek dalk vra vir 'n bietjie water? Ek kan hoor die son begin my nou kou hierso. Ek bring vriend daar agter ook water. Is daar iets daar? Ek sien niks nie. Ek bring water. Nee. Nou die oorlog se laaste maar wreedste fase het toe aangebreek met die guerrilla oorlogvoering en die boere wat die Engelse nie uit die veld kon kry nie. En daarmee het die bekende en skrikwekkende visioen van oom Nick van Rensburg, wat ons almal ken as die siener van Rensburg, die aand van 16 Oktober 1899 letterlik onder 'n doringbos plaasgevind. Hulle sê toe hulle hom die volgende oggend kry, toe was sy naels tot in die lewe gekou en hy was gekrap van die dorings. Ag, dankie. En hy was in 'n toestand. En wat hy gesê het, en weer eens dis nou 'n verkorte samevatting van die visioen, maar dit sê alles. En hy het gesê, ek sien ons vroue en kinders in hulle honderde en duisende
saam aangejaag word. Ek kan die kinders hoor huil. Die vroue was vol verdriet en wanhoopig. En soos hulle aangejaag word, sien ek ons huise en velde brand. 'n vuurgloed van horison tot horison. En wat skrikwekkend is dat daai visioen letterlik net so eintlik gerealiseer het. En nou jy almal weet, ons het al veldbrande wat begin loop op die plase. Jy kry hom nie dood nie, dis hierdie wolke en wolke rook, dis skrikwekkend wat daar gebeur. En as dit klaar is, lê daar net swart. Nou dink maar, as hulle van plaas tot plaas gegaan het, hierdie ding gedoen het en die vee letterlik net hulle senings afgekap het en daar gelos het om te vrek, die meeste van die dood gebrand het. Maar hulle het niks gelos nie, die huise alles is net gebrand. En is dit skrikwekkend, waartoe hulle bereid was om te doen. Maar die klomp Britte het dit al gedoen in Graamsstad ook, met die Zulus. Toe het hulle alles hulle afgebrand, en hulle daar gehou dat hulle van honger en dors begin doodgaan het, en toe het hulle oorgegee. So daai vuil streek het hulle toe al eintlik toegepas, né? En dis toe maar net weer gebruik. Nou terug na my eie ouma Grootjie toe. En ek moet nou sê, ek het haar nog geken. Ek was nog baie gelukkig. Sy is dood toe ek graad 2 was, in die 5de November. En gelukkig het ek 'n baie goeie geheue. Ek kan nou nog vir jou vertel, ek kan nog haar stem hoor. Sy was baie wakker. Maar waar ek natuurlik al misgehad het, my ma het ons baie stories hervertel. En weer eens oor Bella wat vinnig opgetel het dat die kakies is besig met ander planne. En toe die gerugte kom dat hulle begin die plase brand, toe sê hulle wat hier gaan hulle kom, dit kan ons sê. En sy het al die volk laat gaan behalwe die 2 ou getroues wat hulle groot gemaak het, die 2 mans, of saam groot geword het op die plaas liewe. En hulle het in die aand het hulle dan gate gegrou, en dan hulle die belangrikste huisraad, en dit wat van sentimentele waarde is, in hierdie gate gepak, en dan het hulle toegemaak met goed wat oorgesit was, en dan sand, en daar is tot gras en polle en goed neergesit, met 'n baie fyn teken waar is wat, van hulle sou terugkom. En hulle het ook toe nou, van daar af, toe hulle nou getrek het, toe hulle net hierdie 2 swart manne saamgevat, en in Stilkaatsnek, aan die linkerkant, op pad, Rustenburg, in daai rande, sê sy het hulle toe, hulle geld, hulle kreerponde, en van die juwele begrawe. Ek weet nie of dit ooit opgegrawe is, of ooit teruggegaan het nie. Maar as jy iets wil soek, daar is miskien 'n moontlikheid, jy mag dalk daar 'n pond of 2 ontdek. En wat toe gebeur het, hulle is toe met hierdie 2, is hulle toe op 'n wa in die Skurweberge. Daai 4 meisies en daai 2 swartes het daar gebly vir die grootste gedeelte van die oorlog. Hulle het oorleef. Tot 'n familielid met die naam van Martiens, wat natuurlik daarna uit die, soos die Jode sê, geshan is. Hulle het hom heeltemal van die familie afgesny. Hy het 'n joiner geword. En hy het hulle gesien, en toe het hy die Engelse gaan sê van hulle, en toe is hulle geval. En hulle is toe gestuur Helwig se konsentrasiekamp, toe waar hulle toe was vir 2 weke, toe is die oorlog verby. Maar ek onthou nog, my ouma kon nooit ouma Grootjie, kon nooit praat oor die konsentrasiekampe nie. Sy het elke keer in trane uitgebars en bitterlik gehuil. Daai trauma was vir haar as kind net te veel. Sy sê, wat sy altyd onthou, is die gehoes en die gekerm en gehuil van die kindertjies wat besig was om te sterwe in daai tente. Hartgebroke moeders wat gehuil. En dis ook pragtig vasgevang in Leipold se gedig van Simbamba, 'n nuwe wysie op 'n ou dientjies. En daarvan gaan ek net 'n klein stukkie doen, maar dit gee net die essensie van wat in daai plaas, in daai kampe gebeur het. Geef vir die idee. Simbamba, Simbamba, mama se kindjie Simbamba,
Vou maar jou handjie saam, my kind. Hoor tog hoe huil die noordewind. Hier in die kamp is alles stil, net maar die wind wat waai soos hy wil. Net maar jouself kan kreun en steun. Niemand sal hoor nie, niemand sien. Almal is besig. Oor die land drywe 'n wolk van die noorde kant, swart soos die rook wat uit 'n skoorsteen puil, swart soos die nag, en is roet so vuil. Vou maar jou handjies dig te same. Sluit maar jou oogies en sê amen. Nou ja, die boere is gevang en hulle is weggestuur oor die waters na St. Helena en Ceylon en nog plekke. Vrouens het probeer en toe op die ou einde toe die oorlog verby is, toe kon die boere nou terugkom. En hierdie kamp is toe nou tot niet gemaak en die aktrise Marga van Rooi, wat jy almal kan nog onthou is Worsie se ma, het my die storie vertel wat in hulle familie gebeur, haar ouma Grootjie se storie. En dit was oor 'n dogtertjie. Haar ouma Grootjie het 5 dogters gehad en 3 seuns waarvan een klein was, hy was blykbaar ook in die kamp. En die ander het natuurlik gaan veg. En toe hulle nou beginne oppak en so, toe is die 2-jarige dogtertjie weg. En hulle kry haar toe by 'n ander vrou wat haar letterlik gesteel het. En toe sê sy, maar dis my kind. Toe sê sy, ek weet. En sy het in trane uitgebars. Sy sê, ek het 9 gehad. 9 kinders. Ek het niks. Hulle is almal dood hier. Almal. Leen my net hierdie een asseblief. Leen my net hierdie ene. En toe het sy vir haar gesê, goed, op een voorwaarde. Ek sal haar moeder bly. En sy sal vir my kom kuier en ek vra haar. En dit was die kontrak. En so het dit gebeur. Maar hierdie was blykbaar nie 'n uitsonderlike geval. Kinders is uitgeruil by families sodat almal net niets gehad het. So dit was die skrikwekkende naderdraai van wat alles gebeur het. En Jan F. Silje het dus al die gedig geskryf wat daai absolute skrikwekkende gebeurtenis so mooi vasvat. Jy kan self dink, het 'n plaas nagelaat, 'n huis, 'n opstal, en dit was mooi. En jy kom terug en dis wat daar is. Dus die blond, dus die blond, dus die veld, dus die lucht, en 'n voldraaiboom, en eensame vlug, des ballen gekom oor die oseaan, dis 'n graf in die gras, dis 'n vallende traan, dis dus die blond, dus die blond, dus die veld, dus die lucht, en 'n voldraaiboom, en eensame
Nou, hoewel die oorlog verby was, het die Britte 'n volk agtergelaat, verbitterd, stikkend, getraumatiseerd. En my ouma Grootjie, Helena Grobbelaar, het dit so goed verwoord, my pa het baie daarvan gepraat, in haar stelling, wat sy altyd gesê het, jy is beter af in Satan se hande, as in die van 'n verdomde Brit. Nou dis bitter, my so daaraan dink. Amen. Maar sy het ook altyd gesê, dis daar 'n bietjie meer ligter en komies, dat die Britte het 2 goeie goed die land ingebring. En dit was Engelse sout en tee. Verder net traan en ellende. Maar nou moet ek sê, die tannie het baie van tee gehou. En daai is in die familie af. Ons almal is so, as daar ellende is, of daar's 'n ramp, of ons kry slegte nuus, dan maak ons eers tee, drink die tee en dan begin ons nou uitwerk wat ons gaan doen. Ek wil afsluit met 'n brief wat ook die karakter van ons volk so pragtig weerspieël. Dis 'n brief wat 'n boervrou toe sy op die plaas aangekom het vir haar suster in die Kaap geskryf en gestuur het. Dis 'n lang brief, maar ek gaan nie alles nie. Ek gaan net daai klein stukkie lees wat eintlik die essensie van hierdie brief bevat. En dit is: ons het gister op die plaas aangekom. Daar is letterlik niks, maar niks oor nie. Alles is weg. Swart, verbrand en vernietig. In die regterkantste hoek, onder die rommel van die eertydse skuur, wat nou net 'n mirasie is, het ons 'n halwe sak mielies gevind. Dit is nog goed. Ons begin môre plant. Baie dankie. Koer, dit was nou wragtig pragtig. Dankie. Daar's nie ander woorde om dit te beskryf nie. As Koert iewers te optree, nee, behalwe nou vir die generator wat nou raas, moet julle regtig 'n plan maak om een aand te gaan kyk. Nee, hierdie is 'n formidabele opera ster en ek wat hierso staan. En ook sy vriend hier langsaan wat so pragtig klavier speel. Toe ons daai aand dit bygewoon het, nê. As 'n mens 'n talent het, moet 'n mens dit gebruik. En sang, nê, is 'n wonderlike talent. En ek meen hy's al soveel jare wat hy hierdie pragtige talent van hom gebruik om so 'n wonderlike storie vir ons te vertel oor die Boereoorlog en wat met ons boere gebeur het gedurende daai Tweede Vryheidsoorlog. Ek wil sê vandag, nê, as Dani Tron hier gestaan het, sou hy vir elkeen van julle 'n stywe handdruk gegee het en gesê het, baie, baie dankie. Dankie. Dankie vir julle moeite, dankie dat julle hiernatoe gaan kom. Maar dis nie die einde nie, daar gaan nog baie baie dankie my vriend. Dankie hoor. Ek waardeer. Baie dankie. Baie dankie. Nou baie dankie julle geluister het. Weer is warm. Maar ek hoop dit was vir julle genotvol, leersaam. Dalk het julle goed al gehoor wat julle nog nie gehoor het nie. En dalk is dit maar tot vervelings toe dieselfde goed. Maar ja. En net so, en dit mag jy nie op kamera hê nie, asseblief, is hy af. Ja, hy's af. Hey joh. Jy weet, nou bly ons daar op die grond en daar in die Tron se graf is nou so onder in die pad af. En nou ons is ook maar 'n familie wat baie keer lekker geks kan skree met spookstories en goed. En dit was my seun se grootste vrees. Dat hy een aand vir Dani Tron gaan raakloop daar op die plaaspad of nog erger in sy kamer. So ja, jy weet Dani Tron leef vir ons eintlik maar nog voort waar ons bly. Daar was 'n Dani Tron skool, hy is nou geskuif na die dorpsgebied toe.